Hi, baie welkom by hierdie week se bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Soos jy kan sien, ons is vandag bietjie op 'n ander plek. Ons is binne in die Sewe Adventiste Kerk in Virginia. En ons sê baie dankie aan die Virginia gemeente wat ons toelaat om hierdie gebou te gebruik vir hierdie week se opname. En ons het weer eens vir leraar Ryan Lansdowne by ons. Leraar, baie welkom. Dankie dat leraar saam met ons die lesie bespreek. Dis 'n plesier. Dankie. So, ons is nou verlede week het ons klaar gemaak met die boek Filippense. Ja. Ons begin hierdie week met die boek Kolossense. En ons is by les 8, die voortreffelikheid en voorrang van Jesus. Ons geheelteksvers is in Kolossense 1, vers 15 tot 17. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Nou hierdie is 'n hele mond vol, en dit is basies waaroor hierdie week se les gaan. En maar voordat ons verder gaan met die week se les, wil ek net vra dat ons sal open met gebed. Kom ons sluit ons oop. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek. Hemelse Vader, ons kyk na baie diep onderwerpe vandag. En ons bid Here asseblief dat U ons sal help en ons sal insig gee in U woord. Want U beloof wat 2 of meer in U naam vergader, daar is U teenwoordig. Here asseblief raak ons verstande aan en ons lippe en seën elke ene wat luister in Jesus se naam. Amen. Leraar, weer eens welkom. Dankie dat leraar saam met ons die lesie elke week bespreek. En al die pad uitgery het Virginia toe. Ons waardeer dit baie, dankie. Nou, dit sê hierso, met hierdie week se les hervat ons oordenking van die boek Kolossense. In les 1 en les 2 het ons bietjie daarna gekyk. En ons gekyk hoe Paulus vir die gelowiges in Kolosse, hoe hy vir hulle bid, om 'n lewe te leef wat God sal behaag. En dan in verse 12 en 13 kontrasteer hy 2 koninkryke, lig en duisternis. Die koninkryk van die lig en die mag van die duisternis. En God die Vader het ons gekwalifiseer om deel te hê in die ewige nalatenskap van die koninkryk van die lig. En om ons uit die mag van die duisternis te verlos. Soos het ons lees in Kolossense 1 vers 13 en 14, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. So met ander woorde, ons word in Jesus vereenselwig met God. En hierdie week kyk ons na, wat is Jesus se rol? En ons gaan sien, hy is die skepper, hy is die geliefde seun van God, en dat hy is die beeld van die onsigbare God, soos ons nou gaan sien in Kolossense 1 vers 15. En ek wil net sê, hierdie 2 verse wat hulle spesifiek uitlig in die inleiding, bou op laasweek se lesstudie wat gegaan het oor om deel te wees van die hemelse koninkryk. Ek het nou gister die les in Engels aangebied, so ek dink nou in die Engels oor citizenship, jy weet, wat is dit nou weer? Burgerskap. Om 'n hemelse burgerskap te hê. En dis asof die verduideliking nou gaan van die vereiste is dat jy vashou aan die hemelse dinge, die vereiste is dat jy vashou aan die hemelse dinge, die vereiste is dat jy vashou aan dinge van die hemel en nie van die aarde nie. En nou sê hy, okay, die enigste manier hoe ons dit kan doen is net deur Christus. En dan is die vraag, okay, maar wie is Christus werklik? Was hy net 'n profeet? Was hy net 'n mens wat God gedink het spesiaal is? Of is hy God self wat as mens gekom het? Daar is hy. En dan vra die lesie hierso by Sondag se gedeelte, wat die opskrif is, die beeld van die onsigbare God. En hier gaan ons nou 'n bietjie 'n duideliker prentjie kry, dit wat leraar vra. En hier is 'n hele paar teksverse wat hulle vra dat ons moet na kyk. Genesis 1, 26 en 27. Nou daarso sien ons waar dit sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel,
en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hom geskape, man en vrou het hy geskape. Nou wat interessant is hier, leraar, dit begin om te sê, laat ons mense maak na ons beeld. So die vraag is, met wie het God gepraat? Die engele? Is ons geskape in die beeld van die engele, of is ons geskape in die beeld van God? Maar die vraag is, het die engele geskape? Ja, definitief nie. En ons is geskape in die beeld van God, want hierdie ons, na wie se beeld ons geskape is, wat hierna verwys word, in 27 sê dit duidelik, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hulle geskape. En wat interessant is, om in die beeld van God geskape te wees as mens, is nie Adam nie, dis Adam en Eva. Want hy sê, die verduideliking wat hy bedoel is, hy sê, na die beeld van God het hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Man en vrou is in die beeld van God. Wat weer eens, ons is, maar toch 'n eenheid. Nee? So hierdie teksvers is vir my baie duidelik. Genesis 5 vers 3 sê, toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem. So hierso is die seun Set, wat die ewebeeld van Adam was. Soos hulle sê, die appel val nie ver van die boom af nie. Ja. So dis wat hier genoem word. 1 Korintiërs 15 vers 49 sê, en soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. So hierso praat van ons dra nou die beeld van die aardse, maar daar is 'n beeld van die hemelse, 'n gelykenis, 'n soort gelyk van. En dan 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. So weer eens is hierso 'n gedaanteverandering wat in die beeld is van die Here. Hebreërs 10 vers 1 sê, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offer wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. En die vraag is, dit sê, maak 'n opsomming van die verskeie betekenisse van die woord beeld in hierdie skrifgedeeltes. Hoe mag hulle van beskrywing van Jesus se beeld van God verskil? Want ons het nou gelees ook in ons geheue teksvers waar dit sê in vers 15, hy is die beeld van die onsigbare God. Nou, hoe verskil hierdie beeld waar die seun in die beeld van sy pa was, Set in die beeld van Adam was, Christus in die beeld van God? Hoe verskil dit? Of sal ek sê, hoe is dit dieselfde, maar hoe verskil dit? Dit is 'n interessante vraag om te antwoord. En as ons teruggaan na die Genesis vertelling van God se plan vir ons as mens. Dit is, hy het ons geskape volgens sy insettinge, volgens wie hy is. Met ander woorde, ons is veronderstel om die Here te weerspieël in funksie, in doel. As jy kyk na die volle teologiese korrekte woord of betekenis vir die woord goed. Om goed te wees is nie net om 'n goeie mens te wees. Om goed te wees is om ten volle in harmonie met die wil van die Here te wees. Dit is, ek dink, dit is die Arameese woord wat daarop aandui, om ten volle in harmonie met die Here te wees. En dit is wat die Here vir ons bedoel het. Jy weet, dat ons, as mense ons sien hulle vir God. Jy weet, en dit is waar mense ook met verstaan, nie dat ons gemaak is om robotte te wees nie, glad nie. Want as jy sê, as jy 'n ewebeeld van God moet wees, en jy is net soos die ander persoon, sê jy, God is net beperk. Maar vir my is dit so pragtig dat God is so oneindeloos, dat ek kan God sien anders in hierdie persoon, as in daardie persoon. En dis nie 'n teenoorstelling vir mekaar nie, dit is dieselfde God, maar in verskillende maniere uitgespeel. Nou kyk ons hoe hy en Jesus uitspeel. Jesus, as die seun van God, is ten volle 'n weerspieëling van wie God is. Soveel so, ek meen, hy is God self, maar soveel so, dat hy sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien, Johannes 14 vers 9.
Met ander woorde, Jesus is ten volle die voorbeeld, ten volle die uitwysing van, ek wil sê, Jesus of God as mens in Jesus is die perfekte voorbeeld, is die volle uitbeelding van wat God van ons verwag as mens, wat hy, sy ideaal wat hy vir ons wil hê. Ja, en ek dink die verskil tussen Adam en Set, dat Set die ewe beeld van sy pa was, en waar dit sê dat hy is die beeld van die onsigbare God, is dat in die eerste plek, God is onsigbaar. Jy kan God slegs sien deur Christus. En die volmaaktheid, hoe God uitgebeeld word in Christus, is baie meer as wat daar enige tweeling kan wees hier op aarde. Want tweeling mag miskien buite amper identies wees, maar binne is hulle nie dieselfde nie. Maar met God en met die Vader en Christus is dit anderster, want Hebreërs 1 vers 3 praat van Jesus wat sê, hy is die afdruksel van sy wese. Die lesie het 'n vraag hier so aan die einde, dit sê, indien Jesus enigiemand anders as God homself was, wat sou dit beteken het, behalwe dat die Vader een of ander geskape wese sou gestuur het, om vir ons te sterf? Hoekom is dit so radikaal en so geheel en al anders, as God self in die persoon van Christus vir ons sterf? So die probleem is, daar's baie mense wat glo, dat Jesus is nie God nie. En in hierdie groep is daar ook mense wat glo, ja, Jesus is God, maar hy bestaan nie van ewigheid af nie, soos die Vader nie. Ja. Wat ook nie glo in die Vader, die Seun, die Heilige Gees, die drie-enige God nie. En alles wat daar is om te weet omtrent God, die natuur van God, alles wat daar is om te weet, in vergelyking daarmee weet ons niks. Ja. Die kennis wat ons daarvan het, is so min. God het ons net so 'n klein kykie gegee. En die kykie wat hy vir ons gegee het, wat vir my baie duidelik is die man sal sy ouers verlaat, sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Die man is nie hoër as die vrou nie. Die vrou is nie hoër as die man nie. Hulle werk as 'n eenheid. Nie as 'n orde nie, of as apart nie, maar as 'n eenheid. Dit is soos die Kuhn gesin. Dit is, ek is Kuhn en my vrou is Kuhn. Ons is 'n eenheid. En so is die Vader en die Seun en die Heilige Gees, is God, dis 'n eenheid. Daarom sê hy, laat ons mense maak. Ja. Nou, ons beeld, en later sê hy, in die beeld van God het hy hom geskape. En ons het daai verantwoordelikheid, dit wat hier nou aangeraak het. Omdat ons in die beeld van God geskape is, moet ons daardie selfopofferende liefde van God, moet ons aan die wêreld uitstraal. Moet die mense Christus in ons sien. Ek dink, verder is dit ook, en dit is baie goeie verduideliking, dat jy kyk na die gesin, en hoe as gesin ons optree. Ek meen, dit verwys weer eens terug na Genesis toe. En ek dink ons kan soveel baie dinge ontbloot en bewus raak van soveel waarhede van die Here as ons net weer hierdie Genesis verhaal gaan. Maar die vraag, ek meen, indien Jesus enigiemand anders as God homself was, wat sal dit beteken? David Asherik in sy, ek meen, is jare gelede gemaak, maar is vrylik beskikbaar op YouTube. In sy reeks wat hy praat oor die drie eenheid, spesifiek die Heilige Gees, wat hy sê, the unknown God. Hy noem dit so, en hy gaan deur die hele verduideliking, wat hy basies sê, jy weet, dit maak geen geskape wese sou genoeg gewees het om vir ander geskape wese te sterf nie. Want almal is onder God, almal is geskape. Maar God homself wat kom in die vorm van sy seun. En ons moet verstaan, aangaande selfs hoe ons praat van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons moet verstaan dat die Bybel is geskryf met betrekking tot ons redding. Yes. Nee? Die Bybel praat nie oor
ander wêrelde regtig wat bestaan nie, alhoewel, jy weet, dit is gespreek op sy eie, maar dit praat nie van wat miljoene jare gebeur het voor die aarde bestaan het, of enigiets soos dit nie. Die Bybel is vir ons gegee met betrekking tot die hele verlossingsplan. So, hoekom het ons verlossing nodig? Sonde, en ons het weggegaan van die Here se ideaal af, dis hoe sonde uitspeel, in Kain en Abel, in Lot en sy dogters, en so kan ons die hele Bybel gaan. En ons sien die klimaks van die hele storie, waar Christus sterf vir ons sondes, en dan sien ons hoe dit uitspeel, hoe ons as mens moet lewe, deur die handelinge van die apostels, die briewe van Paulus, waardeur ons nou gaan, en dan Openbaring wat sê, maar daar gaan 'n einde wees tot sonde. So, met ander woorde, dit wat ons verstaan van die drie eenheid, is ook met betrekking tot ons verlossing. Daar is net nie eenvoudig nie genoeg bladsy om te beskryf wie God is en hoe God werk, en ek dink ons sal dit ter ewigheid studeer. Maar God self kom in die vorm van sy seun ter ons redding, en hy gee homself op. En ek weet nie of ek dit al voorheen nie so genoem het nie, maar een van ons lektore by Helderberg, Dr. Platz, hy het een keer die stelling gemaak, en hy het gesê, God wat kom as mens, het die risiko gevat, want ek meen Jesus, om ten volle mens te wees, het ook die kans gehad om te sondig. Ja. Hy was ook versoek, dis hoekom dit sê, hy was versoek in die woestyn. He wasn't immune to it. Ja. Jy weet? Met ander woorde, wat sou gebeur as Jesus wel gesondig het? As Jesus gesondig het, sou hy nie meer God kon wees nie. Dan sou God nie meer kon bestaan nie, want God is 'n drie-eenheid. Ja. Klaar. Hy is nie twee nie, hy is nie een nie. Hy is een, maar hy is drie in een, jy verstaan. Maar die Godheid kan nie bestaan sonder een van die drie persone van die Godheid nie. En as Jesus as mens gesondig het, sou hy nie kon sterf in die kruis nie. En God het daardie kans gevat, sodat ons dalk gered kan word. Ja. En dit is hoekom dit so pragtig is, ons Skepper God, wat daarbo is, maar ook saam met ons hierso is, het daardie kans gevat, sodat ons gered kan word. Dit sou nie, maar as jy vir my so dood gaan David, ek sal dit waardeer, maar jy kan nie vir my sonde sterf nie. Kan nie die ewige lewe gee nie. Jy kan nie vir my die ewige lewe, net die Here self, wat self ewig is, wat self ewig lewe geskep het en vrylik kan gee, is die ene wat die opoffering kan maak vir ons onthaalwe. Amen. En dit moes die wetgewer gewees het. Ja. Wat sy lewe vir die breek van die wet afgelê het. En wie is die wetgewer? Dis God. Ja. So in die mens van Jesus het God mens geword. En wat is Jesus genoem? Immanuel. En wat beteken Immanuel? God met ons. God met ons. Nou, maandag sê ons moet kyk na Kolossense 1 vers 5 tot 17. Dit sê, hy is die beeld van die onsigbare God. Nou hierdie volgende vers is wat 'n mens bietjie afgooi. Maar ek wil net verduidelik ons luisteraars en kykers die ingewikkeldheid of die onbekendheid van die natuur van God is te veel vir ons om of selfs hemelse engele om te verstaan wat dit alles behels. So dit gaan natuurlik, wanneer dit aan ons probeer verduidelik word, gaan dit moeilik wees om die konsep te verstaan. Want dit is 'n baie diep konsep wat nie ten volle verstaan kan word nie. So, daar gaan plekke wees wat my sê, maar hier sê dit so, maar hier sê dit so, en ek verstaan nou nie. Dit is omdat ons nooit God ten volle sal kan verstaan nie. Dit wys vir ons, daar is hierdie diepte van God wat onpylbaar is. Maar hierdie volgende sin wat sê, dit praat van Christus, hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Daar sê, Jesus is eerste geskape, dis wat hierdie woord eerstgeborene beteken. Die ding is, ons moet net verder lees. Want, die volgende woord is die woord want. Die want kwalifiseer en verduidelik wat die stelling wat nou net gemaak is. So dit sê, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele
en op die aarde is, wat sienlik en wat onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Nou as Christus alles wat bestaan in bestaan geroep het, geskape het, kan hy mos nie geskape wese wees nie. Hy kan nie homself skep nie. Hy het alles wat bestaan, kragte, magte, hemelse wesens, die geestelike wêreld, het hy geskape. Dit sluit hom uit van die geskape wêreld. Hy kan nie ook 'n geskape wese wees as hy die skepper is van alles wat bestaan nie. Dit maak net nie sin nie. So Want anders sê mens dan, God die Vader het alleen bestaan, niks anders het bestaan nie, hy was verveeld en so hy het die seun geskape en gesê, okay, hier's alles vir jou, doen jy alles, en hy het teruggestaan en niks gedoen nie. En dit gaan na hierdie valse persepsie van, en daar is filosofie wat uit hierdie einste konsep ontwikkel is. Mense wat glo, ja, God het die wêreld geskape, maar alles gaan op hulle eie en hy's glad nie betrokke nie. Ja. En soos jy sê, dit's God met ons. En daardie hele verstand van, o nee, maar God het die seun geskape en alles is deur die seun geskape, met ander woorde, die Vader het teruggestaan, hy was glad nie betrokke nie, maak nie sin nie. Laat ons mens skape. Hulle het saamgewerk. Ons beeld. Ja, na ons beeld. So, leraar, daar is so baie om te sê omtrent hierdie, miskien moet ek 'n leraar weer 'n diep studie doen, omtrent die drie eenheid. En stap vir stap daarna kyk en dit opneem en dan deel met die mense, dat ons kan kyk wat se terugvoering kan ons kry en ons by mekaar kan leer, dat ons in die toekoms bietjie kyk na hierdie onderwerp. Ek dink dit sal 'n goeie ding wees, want daar is so 'n groot onkunde wat dit aanbetref en verwarring vandag. Maar wanneer dit kom by die eerstgeborene, die lesie sê hier so in die tweede paragraaf, Dawid, hoewel hy die jongste van 8 seuns is, word as koning gekroon. En deur die psalmis het God gesê, ja, ek sal hom 'n eerstgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. So Dawid was die jongste geweest, hy was nie die eerstgeborene van sy gesin nie. Maar hierdie eerstgebore beteken hy is die hoof daarvan. Hy is die toppunt van alles. Alles kom van hom af. Hy is die kern van alles. Ja. Jy kan nie enigiets anders ondersoek sonder om by Jesus te begin nie. Jy moet by Jesus begin. Ja. Amen. Die vraag hieronder sê, God die skepper het vir ons gesterf. Wat kan ons werke daar byvoeg? Hoekom is die gedagte dat ons werke kan bydra tot wat Christus reeds vir ons gedoen het? Godslasterlik. Want net God kon vir ons gesterf het. Die prys kan slegs deur God betaal word, nie deur 'n geskape wese nie. Maar nou word daar so baie verskillende sienings en konsepte binne die anti-trinitarian, ekskuus my Engels, se massa, en elkeen het 'n ander siening. En daar's ander, kyk, Christus is nie geskape nie, hy is God, maar hy is nie ewig soos die Vader nie, hy het uit die Vader uit voorgekom. So, dis hoe ek sê, miskien moet ek 'n leraar bietjie sit en dit mooi deurgaan en dit dan aanbied, en kyk hoe kon ons dieper daarna kyk. Maar die punt hierso is, dis godslasterlik, want slegs God kan my verlos. As ek probeer om myself te verlos, dan maak ek myself God. Maar nou gaan die gesprek, en dit dalk is nou 'n bietjie off-topic af, maar as ons net vinnig kan kyk, nou gaan die gesprek in 'n ding van, ek kan niks bydoen by my redding nie, en so dis, maak dit saak wat ek doen nie, want Christus het vir my gesterf, solank ek net sê, ek is lief vir die Here, dan kan ek doen wat ek wil. Nee, want ja, ek het besluit om met my vrou te trou, ja, ek het besluit, ek wil my lewe met haar spandeer, maar ek wil maak wat ek wil. Nee, dit werk nie so nie. Want as ek 'n goeie verhouding wil hê, as ek wil hê my verhouding moet aangaan, gaan ek nie na ander vrouens kyk nie. Ek gaan nie weg van die huis af bly vir dae aan een nie. Ek gaan nie aldag en heeldag op haar skree en haar slaan en daai tipe goed. En dit is wat ons met die Here doen. Jy weet, as ons sê nee,
hy het vir my gesê, hy is lief vir my, en ek het vir hom gesê, ek is lief vir hom, en dus kan ek aangaan soos wat ek wil. Nee, jy gaan daardie verhouding verloor. En nie omdat die Here jou sal laat gaan nie, maar omdat jy self in jou eie aksies, die Here uit jou eie gedagtes, uit jou eie hart uitskuif, ten spyte van wat jy mag sê. Amen. Ja, ek kan nie sê, ek is getroud met my vrou, en ek is lief vir haar, en nou kan ek doen wat ek wil nie. Ok, kom ons kyk na Dinsdag toe, hoof van die liggaam. Nou Efesiërs 1 vers 22 sê, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Kolossense 2 vers 10 sê, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerhede en mag. Nou hierdie Efesiërs 1 vers 22 word ook deur die anti-trinitariërs gebruik om te sê, sien julle, dis aan hom gegee deur die Vader, wat beteken die Vader is God, hy is nie God, hy is net aan hom gegee. Maar dit is 'n gesprek wat ons later na kan kyk. Ek glo nie daar's genoeg tyd om deur al daai dinge te gaan nie, maar dit sê hierso aan die begin, dit sê dit is vanselfsprekend om die woord hoof in 'n metaforiese sin te gebruik, wanneer daar na 'n leierskapposisie verwys word, soos wat dit in tallose tale in die wêreld weerspieël word. Ons vind soortgelyke gebruike daarvan reg deur die Ou en die Nuwe Testament. En let op die hoof in hierdie volgende verse hoe dit gebruik word. Ek gaan kyk gerus na Eksodus 18 vers 25, Numeri 31 vers 26, Deuteronomium 28 vers 13, Jesaja 7 vers 8, Hosea 1 vers 11, Micha 3 vers 9, Korintiërs 11 vers 13. En elkeen word hierso gegee, en gaan kyk gerus daarna, maar as ons kyk na 1 Korintiërs 11 vers 13, sê maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man. En hier sê dan ook verder, soos wat Christus die hoof is in homself gee, so moet ons mans wat die hoof van die huis is onsself gee. Dit beteken nie dat my vrou by kinders nie deel van die gesin is nie, hulle is ook kuun. Maar ek meen, ja, ek het al te veel keer gesien mans wat, ek is die hoof van die huis, en dis beteken dit alles met my manier gaan. Waar is, want liefde is diensbaarheid. Ja. Liefde is wat jy jouself opgee. Nou, ek is hoof van die huis, voer my, ek gaan vir 2 dae weg wees in golf, maak nie saak wat my vrou en kinders doen nie, en dan wanneer ek by die huis kom, gaan ek sit vir die TV en ek gaan nie aandag gee aan my familie nie. Dis nie hoe die hoof van die huis lyk nie. Die hoof van die huis is iemand wat opofferend is, wat diensbaar is aan sy gesin. As jy sien jou vrou sukkel met iets, help haar, jy weet, en sodoende gaan jy 'n gelukkiger huwelik hê, as julle albei mekaar dien. Hoof beteken, jy's die leier, en ons sien dit in die voorbeeld van Christus. Hy is ons hoof, hy is ons regerder, hy is ons koning, maar ook stel hy homself diensbaar aan ons, deur ons voete te was, deur te sê, maar ek is hierso vir jou. Dis nou presies die verskil tussen die twee konsepte van leier wees. Die een is, soos wat leraar uitwys, is ek leier op 'n manier dat ek gedien kan word. Dat alles in plek is vir my om gedien te word, om gemaklik te lewe. Waar hierdie leierskap wat Christus as hoof van die kerk is hy bedien ons. Die hele hemel het hy in werking gestel om ons te bedien. Soveel so het hy ons bedien dat hy sy eie lewe opgegee het vir ons. En dit is daai tipe leierskap as hoof wat hiervan gepraat word. Die lesie sê 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 27, ons gaan nie hier kyk nie, dit sê, hier beskryf die kerk, Paulus die kerk as 'n liggaam, watter ander aspekte van die kerk word deur hierdie metafoor aangespreek, so hier word gepraat van die liggaam, as 'n kerk. Ons word genoem lede van die kerk, ons is ledemate, en die hoof is Christus. Maar as daar 'n lid is wat lei die hele liggaam. Die hand kan nie verwag om die werk van die mond te doen nie. Elkeen het sy rol. En elkeen se rol is belangrik. Want wat gaan die mond doen sonder 'n hand? Selfs die mond, wat miskien die belangrikste moontlik te kan lyk, het die hand nodig. Om hom af te vee, skoon te hou, tande te borsel. En in daai sin, die hoof bedien die liggaam. En die liggaam bedien die liggaam en die hoof.
Ja. Dit is die hemelse koninkryk, die hemelse burgerskap. Nie ek nie, maar jy. Ek is hier vir jou. En wederzijds, ja, ek is hier vir jou. En dit is daai eenheid wat ons ook vind in die Godheid. Die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Maar die Vader verhoog nooit die Vader, hy verhoog die Seun. Die Seun verhoog nooit homself, hy verhoog die Vader. Die Heilige Gees verhoog nooit homself, hy verhoog die Seun. Dus elke keer, nie ek nie, maar jy. Ja. Dit is daai waarin ons geskape is, beeld wat ons verloor het. Ja. Die vraag hieronder, leraar sê, indien jy sonder 'n ledemaat of 'n oog sou moes klaarkom, watter een sou jy kies? Wat sê dit aan jou hoe uiters belangrik elke persoon is as lid van die gemeente? Want leraar, party mense sal miskien beter afwees om lid te wees, want miskien is die oë wat ons laat val, of die tong. Miskien sal dit beter wees as ons net tong het nie, maar dit kan miskien voorsorg dat ek die ewige lewe verloor. Dit is nou weer in 'n ander sin. Maar elke lid is belangrik in die kerk. Wanneer 'n lid 'n las is vir 'n liggaam, is wanneer, soos nou, my been is besig om te slaap. Ek het hom nou dood gesit, en hy's dood. En dit is nou 'n las, my hele liggaam voel die pyn. Ek kan nie mooi loop nie. Wanneer daar 'n lid is, wat nie sy doel uitrig nie, wat, kan ek sê, gestrem is, 'n ledemaat van my liggaam wat gestrem is, dit laat die hele liggaam sukkel. Ja, Dit is wanneer dit 'n probleem raak. Ja, ek meen, as mens praat van die liggaam van Christus, is die teenargument van baie mense dikwels, maar wat van daardie ou tannie wat nou so mislik is, jy weet, ek praat klein Afrikaans hierso, of daardie persoon wat net nooit enigiets wil doen nie, hulle wil skaars kerk toe kom hier met hulle oor dit, en dis juist wat jy sê, iemand wat nie bydra nie, iemand wat nie eintlik wil deel wees van die liggaam van Christus nie, hulle wil eintlik maar net kerk toe kom, want dit is maar die regte ding om te doen. As jy evangelisasie doen, as jy projekte wil aanpak as 'n kerk, dit is baie moeilik om iets reg te kry. As jy sien, hier's 30 mense wat sit in die kerk, 50 mense wat ook al maar net 5 mense daar geop. Ja. Dit maak dit baie moeilik vir die kerk om te groei en vir die kerk om te funksioneer. Ek het al gesit by kerke wat, daar's 30 mense in die kerk, maar 4 mense wat gewillig is om te preek en lesstudie aan te bied en sovoorts. En dit maak dit baie moeilik op die res in die kerk. Dit maak dit regtig baie moeilik. En ons moet bid, luisteraars, as dit die geval is in jou gemeente, ons moet bid vir ons mede-gemeentelede, dat daar 'n herlewing in ons harte sal begin. Ons het dit so nodig. Leraar, ons is by Woensdag, die begin en eersgeborene. Nou, wanneer dit nou Kolossense 1 vers 8 sê, hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Nou hierso waar dit sê, hy wat die begin is, die eersgeborene. Dis nou die opskrif van hierdie dag se les, van Woensdag se les. En mense sê, sien jy, kyk hierso, hy het 'n begin. Maar wanneer mense gaan kyk na die Grieks, die lesie sê hierso, in die tweede paragraaf, in die Grieks het die woord vir begin, arg, 'n uitgebreide betekenis. Hier verwys begin na Jesus as die bron en die oorsprong van die kerk. En daarom is hy die hoof van die kerk, net soos hy die begin of oorsprong van die skepping is. Dit beteken, die begin van die skepping is deur hom. Die begin van die kerk is deur hom. Ja. Dit beteken nie, hy het 'n begin nie, maar dat hy die bron is daarvan. Dit sê nie hy wat in die begin was nie. Hy sê wat die begin is. En die Here sê ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ja. En daar ek sê Alfa en Omega is iets wat 'n mens definitief na moet kyk. Soos ek sê, ons sal kyk in 'n later tyd of ons 'n program kan opneem vir dit. Maar hierso sê die lesie, dit is ook nuttig om hier kortliks al die redes wat Paulus gegee het vir die voorrang wat Jesus het, te hersien. Hy sê, hy is die beeld van die onsigbare God. Was daar ooit 'n tyd gewees waar God nie 'n beeld gehad het nie? Kan nie wees nie, want hy bestaan van ewigheid. Die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente.
Hy wat die begin is as skepper, die eerstgeborene uit die dode. Hy het sonde en die dood oorwin en sodoende die reg verkry om almal wat op hom as verlosser vertrou op te wek. Jesus het van ewig af bestaan en daarom het hy nou voorrang verkry as hoof van die mensdom en hoof van die kerk. So die vraag is, wat moet jy verander sodat jy Christus se voorrang in jou eie lewe beter kan ondervind? En ek dink dit is seker die hoofvraag. Wat kan ek doen? Ek moet hom aanneem en hom aanvaar as my God. As my persoonlike verlosser. As God wat mens geword het, Immanuel, en die sonde kom oorwin het, waar ek nie kan oorwin nie. En die prys waar ek geval het, daai prys betaal het, as die wetgewer, as God self, wat sy lewe vir ons gegee het. Dis nou weer 'n ander onderwerp wat my kop opkom deur daar is. Ja, maar het Jesus regtig gesterf? Party mense sê, sy menslike natuur het gesterf, is sy goddelike natuur nie. Ek dink dat iets anders dan omtrent dit. Maar dis 'n bespreking vir 'n ander tyd. Dit is my baie interessant, daai gesprek ook. Ons sal later kyk na dit. Donderdag, om alle dinge te versoen. Ons gaan kyk na Kolossense 1 vers 19 en 20. Dit sê, wat is hierdie versoening wat deur die kruis plaasvind en wat is die omvang daarvan? So Kolossense 1 vers 19 tot 20 lees, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. So wat is hierdie versoening wat deur die kruis plaasvind en wat is die omvang daarvan? Dit wil my voorkom leraar dat dit wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis was nie net vir ons nie, maar dit was vir die heelal. Die fisiese wêreld en ook die geestelike wêreld. Want die heerskappy, die koninkryk, die hemelse koninkryk van God is ook aangetast hierdeur. En dit wat Jesus gedoen het, is nie net betrekking op hierdie aarde nie, maar die heelal, alle geskape wesens. En as 'n mens daaroor dink, dan sien 'n mens ook dat omdat hy vir alles gesterf het, behoort alles aan hom ook. So alles behoort nie net om as skepper nie, maar ook dat hy dit herwen het deur sy dood op die kruis, en sy bloed wat hy gestort het. Ja. Ek meen, in hierdie teks is ek dink die kernteks van ons hele kwartaalse les hier. Ek meen, as jy kyk na die titel van ons kwartaal, jy weet, om hemel en aarde te versoen. En nou die prentjie van Jesus wat die hemel en die aarde so nader aan mekaar probeer trek. Ja. Ellen G. White skryf, en ek wens ek het nou die presiese verwysing gehad, maar sy skryf en sy praat van toe sonde in hierdie aarde ingekom het, was ons verwyder van die sirkel van wêrelde. Met ander woorde, ons aarde was, as ek nou lockdown taal kan gebruik, ons was in kwarantyne gestel. Ja. Ons het hierdie sonde siekte, wat ons nog toelaat, wat nog steeds uitspeel, en ons tree as eksperiment is 'n verkeerde woord, maar ons tree as 'n voorbeeld op vir die res van die heelal, vir die res van alles wat die Here geskaap het, om te wys, dit is die effek van sonde, maar ook, dit is hoe die Here ons gered het. En ek meen, daar's lyk my elke keer as ek die les die met jou doen, dink ek aan 'n liedjie, maar daar's gesang wat praat van en dit is in Engels so mooi, maar hulle praat van when we sing redemption song, angels will fold their wings because they will never know the joy what redemption brings. Dit is in die hart, as ek verkeerd is, korrigeer my. Maar dit is, en ek meen Ellen G. White ondersteun daardie gedagte in haar skryfwerke, hierdie gedagte van, dit is net ons as mens wat weet werklik die volheid van God se redding. Almal anders is sondeloos, die engele is sondeloos, diegene wat natuurlik nog in die hemel is. En
hulle weet nie hoe dit voel om gered te wees nie. Hulle weet God is perfek en God is goed en dis kom hulle hom aanbid. Maar dit is net ons wat weet hoe ver ons gedaal het, hoe ver ons weggegaan het van die Here. En wanneer ons gered is, dit is net ons wat sal kan sê, wow, maar hoe ver het die Here my nie eintlik gebring nie. Ja. En in daardie reddingswerk van Christus sien ons dat hy die aarde wat so ver weggegaan het van die Here, so oorspronklik van ver weggegaan het van die hemel af, hoe hy deur sy reddingskrag ons nader trek en sê, ek verwerp julle nie, ek wil julle terug hê saam met ons. Amen. Dat die Heilige God sonde sal word vir ons, sodat ons geregtigheid kan word van God in Christus. Dit is nie sondig sal word nie, sonde uit sonde geword. Met ander woorde, hy daar gehang, alhoewel hy nie skuldig was nie, as skuldig, en die straf as skuldige gekry, alhoewel hy onskuldig was. Ja. Ok, hier is 'n aanhaling wat ek graag wil lees. Dit sê, aan die einde, kom uit die Koning van die Eeuwe, bladsy 760 tot 764, uittreksels daaruit. Dit sê, die hemel het bedroef en verbaas gesien hoe Christus aan die kruis hang. Deur hulle opstandige lewe plaas die Satan en diegene wat hulle met hom verenig, hul so in stryd met God, dat sy teenwoordigheid self vir hulle 'n verterende vuur is. Die heerlikheid van hom wat liefde is, sal hulle vernietig. Al die begin van die groot stryd, het die engele dit nie begryp nie. Maar so sal dit nie wees as die groot stryd eindig nie. Dan, wanneer die verlossingsplan volbring is, sal die karakter van God aan alle intelligente skepsels geopenbaar wees. Wel kon die engele dit juis toe hulle die heiland se kruis aanskou. Wel kon die engele dus juig toe hulle die heiland se kruis aanskou. Christus self het die gevolge van die offer wat op Golgotha gebring is, ten volle begryp. Na al hierdie dinge het hy vooruitgesien toe hy uitgeroep het, dit is volbring. Ja, ek dink jy ons sal ooit ten volle verstaan wat dit is wat die Here vir ons gedoen het nie. Ons is by Vrydag. En Vrydag het 3 vrae. En die eerste vraag, soos altyd, het meer as 1 vraag. Dit lees: dink weer aan die vraag oor die ewige godheid van Jesus. Deurdink die implikasies van die ganse plan van verlossing en die betekenis van die offerande op die kruis as Jesus enigstens iets anders as die ewige God was. Iemand wat nooit geskep was nie, maar wat nog altyd in die ewige verlede bestaan het. Hoekom is hierdie lering so belangrik? Praat in die klas oor wat dit sou beteken het as Jesus nie ewig was nie, wat op een of ander manier geskep was. Die vraag is weer, wat gaan verlore in daardie soort denke? Dis 'n goeie vraag. En weer is ons het genoem dat dit moes die een wees wat die wet gemaak het, die wetgewer, wat moes sterf. Want hy was aangekla gewees, dat hy is onregverdig. Sy wette is ingestel om almal, die hemelse wesens, te beperk, om hulle potensieel heeltemal uit te kan leef. En dit was 'n leuen gewees. En dit moes hy wat die wetgewer was. Dit moes hy wees wat gesterf het in die persoon van Jesus Christus op die kruis. Ek dink, en dis dalk 'n snaakse vraag, maar ek dink aan iemand soos Henog en ek dink aan Elia. Al twee mense wat nie gesterf het nie, omdat hulle so na aan die Here was. Okay, Moses het gesterf, maar die Here het hom iemand toe gevat. Maar spesifiek Henog en Elia. Hulle was so perfek dat die Here dit goed gedink het om hulle iemand te vat voor hulle gesterf het. Nou is my vraag, hoekom kon Henog tog nie vir ons sondes gesterf het nie? Of Elia? Elia het alle vereistes vervul, as ek dit so wil stel. Hy was blykbaar perfek en hy was profeet en hoekom as hy so goeie lewe gelei het, kon hy nie vir ons gesterf het nie?
dit sê vir my, daar is iets meer as net 'n perfekte lewe wat vereis word. So Jesus kon nie net mens gewees het, en omdat hy perfek was, omdat hy ten volle na die Here geluister het, dis hoekom hy vir ons kon gesterf het nie. Nee, daar is iets anders, daar is iets meer aan Jesus as net mens wees, wat hom toegelaat het om vir ons te kon sterf. Amen. Luisteraars, kykers, gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder en vat ook u gedagtes na die klas toe Sabbat. Volgende vraag. Wanneer ons oor Jesus, die evangelie, die plan van verlossing dink, hoekom moet ons die konsep van die ganse heelal se betrokkenheid en belange in wat Jesus hier gedoen het as deel van ons denke behou? Wat moes hulle ondervind het toe hulle skepper, hulle ewige skepper op die kruis gesien het? Dis een ding vir ons om daaroor verwonderd te wees, maar die ongevalle heelal het hom reeds in sy ewige heerlikheid geken. Wat moes deur hulle gedagtes gegaan het toe hulle die een wie hulle in die hemel aanbid het op die kruis sien sterf? In daai oomblik, dis hoekom ek sê leraar, as mense wat die siening het, dat ja, Jesus se menslike natuur het gesterf, maar nie sy goddelike natuur nie. Ek dink dit is so groot, dat God die Seun gesterf het. Nie die slaapdood nie, die ewige dood. Maar omdat hy almagtige God is, kon hy selfs daai dood oorwin. Wat vir ons wys, sy mag om ons te red van daai ewige dood. Ja. Dit is my so mooi hierdie, en daar is soveel dieptes hierin, ons sal tot in ewigheid dit ondersoek, en nooit in volle kan begryp nie. Dit is my so mooi, die plan van verlossing van God, daar is niks anderster wat beter sou gewerk het nie. Die laaste vraag, wat sou jy aan iemand wat nie glo dat die Vader en die Seun nog altyd gelyktydig bestaan het nie sê? Hoekom is dit so 'n belangrike waarheid? Hoe sou jy verduidelik dat daar nog nooit 'n tyd was toe die Vader sonder die Seun was nie, behalwe tydens die kruisiging, toe daar 'n tydelike skeiding tussen die goddelike magte was? En hier is nou, broers en susters, waar ons moet die Bybel studeer en dit doen in gebed. En vra vir die leiding van die Heilige Gees. Want daar is hierdie konsep wat die kerk inkom, wat eintlik al lankal posvat, waar daar gesê word dat, maar die pioniers van die Adventiste kerk het 'n semi-anti-trinitariese siening gehad. En ons het nou afgedwaal van daai siening, so ons het nou uit die waarheid uitgeval. Maar ons vergeet dat die pioniers wat die kerk begin het almal van verskillende sienswyses gekom. Almal van hulle was nie eens Christene gewees voordat hulle Christene geword het nie. Hulle is nie groot geword in Christendom. Daar's van hulle wat ateëste was, wat die Here toe ontdek het. So elkeen het met sy besondere idee gekom. Beteken ons moet nou al daai idees van die pioniers volg? Idees soos, swartes gaan die hemel toe gaan nie. Een van die pioniers het dit geglo. So as ons wil teruggaan na wat die pioniers geglo het, moet ons nou dit nou glo. Daai verskillende konsepte mekaar gekom en 'n eenheid in Christus gevind, ten spyte van daardie verdeeldheid kan 'n mens sê, was daar nog steeds hierdie eenheid wat veroorsaak het dat die kerk kon gegroei het. En soos wat die kerk gegroei het en God in sy gegee het, so het baie van daai dinge wat nie die regte konsepte was nie, is dit opgeklaar deur die studering van die Bybel en die invloed van die gees van profesie. Want Ellen G. White skryf baie duidelik oor die goddelikheid van Christus, oor sy ewige bestaan saam met die Vader. Selfs oor die Heilige Gees, sy skryf ook later en sy praat van the office of the Holy Spirit en sy individuele funksie, of sy unieke funksie se beter. Die feit dat hy 'n persoon is. En ook 'n ander argument wat ook deesdae opkom is, ons kan nie in die drie eenheid glo nie, want die Katolieke Kerk hou in die drie eenheid. Okay, fine. Ons wil soveel moontlik apart van die Katolieke Kerk wees as moontlik. Dis 'n regverdige argument, maar hulle glo ek jy mag nie moord pleeg nie. So dit beteken
Ons moet dan die teenoorgestelde glo, ons mag moord Ons moet pleeg. teen dit gaan, ja. Ons moet aanvaar, die waarheid, daar is verskillende denominasies, daar is verskillende kerke. Dit beteken nie dat ander kerke 100% verkeerd is nie. Ek kan saamstem met 'n NG predikant of 'n AGS predikant oor baie dinge. Maar wanneer dit kom by byvoorbeeld toestand van die dode, die Sabbat, ons verhouding met die wet, gawes van die Heilige Gees, al daai dinge, dit gaan ons 'n bietjie verskil. Ja. Maar ons kan op die basis goed saamstem. Ja. En net omdat 'n ander denominasie iets glo, en ons glo dit ook, beteken nie noodwendig dis Ons het gehoes verkeerd met nie. hulle nie, Nee, dit beteken net ons stem saam oor die basiese beginsel van iets. Ja. Amen. So broers en susters, ons moet hierdie gesprek baie bidend benader, dit is heilige grond. En ons moet nie vingerwysend wees nie. Wat vir my wonderlik is van die pioniers, dat ten spyte van hulle verskillende agtergronde en sienings, was daar 'n eenheid onder hulle gewees wat veroorsaak het dat die kerk groei. Nou is daar verskille in die kerk oor sienings wat die kerk breek. Daar gaan altyd dinge wees waaroor ons nie almal saamstem nie. Ons sal in die ewigheid besef, maar julle was al die tyd verkeerd gewees. Ja. Maar wat niks te doen het met my verlossing nie. En ons moet konsentreer en besef dat dit wat ons een maak is Christus, wat vir ons sondes gesterf het op die kruis. Wat net hy kon doen as die ewige seun van God. Maar leraar, ons gaan later weer kyk of ons hierdie behoorlik kan uiteensit stap vir stap en dan dit aanbied vir die mense. Ja, to be continued. To be continued, ja. Baie dankie vir elkeen wat saam met ons kom luister het, kom kyk het. Baie dankie vir die duimsknoppie, vir julle gebede. Dankie ook vir die van julle wat ons finansiëel ondersteun. Die bankbesonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Gaan kyk gerus daarna, ek sal dit ook op die skerm sit. En ek het 'n liedjie geskryf oor hierdie juise onderwerp oor die godheid van Christus. Ek gaan hom aan die einde van die video gaan ek hom sit, dan kan julle daarna luister. Dis nie ek wat sing nie, ek het net die woorde geskryf. So kyk 'n bietjie ook daarna en dan sê julle vir my, wat dink julle? Kom ons vra vir leraar Ryan of ons af te sluit met gebed. Ja. So Here en ons Vader, ek sê baie dankie vir die openbaringe wat U vir ons gee, dat ons meer U kan verstaan hier en dat ons kan sien hoe baie U vir ons doen vir ons onhalwe, sodat ons gered kan word, sodat ons kan besef hoe baie U ons eintlik weer by U wil hê, Heer. Help ons om dit 'n werklike realiteit te maak in ons daaglikse lewens. Help ons om dit ook met ander mense te deel, Heer. En help ons om ook vas te bly aan die waarheid wat U vir ons bied. En vir dit alles in groot en wonderlike naam. Amen. Amen. Dankie leraar. Baie dankie, tot volgende keer. God se ryke seën. Daarom sal die Here self aan julle teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hom Immanuel noem. In die begin was die woord was nie net by God nie, maar die woord was ook God, en die woord het vlees geword. Immanuel, God met ons. Thomas roep, my Here en my God. Die troon, o God, is vir ewig en altyd. Het die Vader van U gesê. In die begin was die woord was nie net by God nie, maar die woord was ook God, en die woord het vlees geword. Immanuel, God met ons. Alles wat geskaap is deur U gemaak, sienlik en onsienlik,
kragte en magte, hoe kan hy dan 'n geskape wese wees? In die begin was die woord was nie net by God nie, maar die woord was ook God, en die woord het vlees geword. Emmanuel, God met ons. U het self gesê, voor Abraham was ek is. U het van u self gesê, dat u die begin en die einde is. Die Alpha en Omega. In die begin was die woord was nie net by God nie, maar die woord was ook God, en die woord het vlees geword. Emmanuel, God met ons. Emmanuel, God met ons. Emmanuel.